Dankie as André nou vir ons die video opsit, dan gaan ons net vra dat ons almal staan, ook as ons eer betoon aan die familie en ook aan die ingang van Terrence. Staan baie dankie. Baie dankie, julle kan julle plekke inneem. Sanet, Melanie, Isak, Dani, Eugene, Esther, julle, res van die familie, ook die familie wat vanuit Australië af ingeskakel is, Sanet se sussie julle en die res van die familie en vriende wat ook vanoggend by ons inskakel op die media, vir julle elkeen net van Newcastle Gemeenskapskerk en ek seker ons praat almal anders wat hier is vanoggend net ons innige meegevoel met julle. Ons weet julle weet waar kom julle al vandaan en julle weet waar sal julle krag vandaan kom ook in hierdie paadjie wat julle nou moet stap en ag mag julle regtig net kan getuig van die Here se teenwoordigheid, sy krag en sy vertroosting deur sy Heilige Gees vir julle elkeen. Ek gaan vir ons die begrafnisbrief voorlees, soos wat julle dit gekry het, ook in die blaadjies. In liefdevolle herinnering aan Terrence Reder, gebore op 5 April 1962 en na sy hemelse tuiste op 10 April 2025. Ons dank die Almagtige Vader vir my geliefde eggenoot, ons Vader en vriend se lewe, waarvan ons deel kon wees. Vry van siekte en swakheid, pyn en die liggaam se lyding op aarde. Hy sal nooit weer van die beker van smart drink nie en in vrede rus
van die hemel lewe, moenie sê dat hy dood is nie, want nou leef hy werklik. Vol verwondering buig hy nou in aanbidding voor die een wat hy altyd lief gehad het. Met liefde het hy ons gedien, in enigste nood voorsien, en sy hande het hy nooit gespaar om vir ons te werk, al was dit swaar. Al is harte bedroef en seer, berus ons in u wil, o Heer. Hy is nou by die huis, by sy ewige woning. Sy heengaan word betreur deur sy seun Eugene Reder, sy vrou Sanet Reder, stiefdogter Melanie Alberts, stiefseun Isak Alberts, familie en vriende. En as ons op die agterblad net lees, so mooi daar, wanneer ek weg is, laat hy my gaan. Ek het nog so baie dinge om te sien en te doen. Moet my nie aan julle verbind deur trane. Wees dankbaar vir die jare wat ons gehad het. Ek het my liefde gegee. Julle kan maar net raai hoeveel julle aan my gegee het in omgee. Ek dank julle elkeen vir julle liefde, maar dit is nou tyd om alleen verder te reis. As julle moet treur, maak dit kortstondig. Dit is net tydelik dat ons moet skei. So onthou my asseblief in julle harte, en wanneer dit julle beurt is om die pad alleen te loop, sal ek julle inwag met 'n glimlag en 'n groet. Welkom tuis. Broers en susters, ek groet julle, genade, barmhartigheid en vrede vir julle elkeen van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons die eerste lied vanoggend saam. Dit is die oorwinningslied, een lied wat vir Terrence baie na in die hart gelê het. So kom ons staan almal, dan sing ons dit saam. Die woorde sal ook op die bord wees. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Ek beloof aan die einde op die wolke om my weer, hy is koning, hy die regeer. Loof en prys hom Halleluja,
ons vir ons se woord, om leef in die oorwinning van sy woord, waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Lof en prys hom, halleluja. Lof en prys hom, halleluja. Lof en prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Vader, ons slaan ons oë op na die berge, waarvandaan sal ons hulp kom? In tye soos hierdie, wanneer 'n geliefde van ons heen gaan na sy ewige tuiste, Here, vir hulle wat agterbly. Here, dank ons dat die woord ons verseker, dat ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde en die ganse skepping gemaak het en dit elke dag nog so onderhou. Here, ons dankie dat ons ook vanoggend so saam kan wees om ook hierdie familie en vriende te kan omhels met 'n drukkie wat van U kom, om hierdie pad wat hulle moet stap nou net vir hulle te help ligter maak. Dankie dat ons weet ook elkeen van hulle 'n pad met U stap en dat hulle ook weet dat die vertroostende teenwoordigheid van U Heilige Gees ook met hulle is elke dag. Waar ons nou die woord voor ons oop het, vra ons dat U dit asseblief vir ons sal oopmaak en sal oopbreek en dat ons ook die vertroosting en die boodskap daarin vanoggend duidelik sal hoor. Ons loof en prys U in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Julle kan julle plekke inneem. Toe ek met die familie praat en hoor watter skrifgedeeltes ek uit moet preek, of as daar skrifgedeeltes is wat vir my altyd lekker is om te deel en uit te preek, is dit oor die gedeelte wat vir die persoon wat heen gegaan het baie belangrik was. En toe sê hulle, daar was eintlik 2 psalms wat vir Terrence baie na in die hart gelê het, en as daar 'n manier is wat mense by mekaar kan uitbring, dat ek dit asseblief sal so goed as moontlik probeer doen. En ek het gebid in die 2 psalms wat hulle vir my gegee het, is Psalm 91 en dan die baie bekende Psalm 23. So ek gaan nie Psalm 23 vanoggend vir ons lees nie, maar wel Psalm 91, ook 'n baie bekende psalm uit die Here se woord uit. So kom ons lees dit daar soos wat dit vir ons opgeteken is in die 83 vertaling. Hy wat by die Allerhoogste skuilings vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here: U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte. Hy beskud jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. Al val daar duisende langs jou, 10.000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word, omdat jy die Here as skuilplek geneem het. Die Allerhoogste as jou beskermer sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jy sal oor leeu's en adders loop, leeu's en slange sal jy doodtrap. En dan begin die Here praat, God die Vader self sê, omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor, in sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 'n baie lang lewe sal ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly tot sover.
soos ek sê, as mens nou mooi oor hierdie goed gaan dink en hoe wonderlik dit nie eintlik is nie, want as jy dit eers hoor, dan dink jy, hoe twee psalms, verskillende psalmdigters wat hierso skryf, hoe gaan 'n mens die twee by mekaar uitbring? Maar dan is dit wonderlik hoe die woord mekaar homself aanvul. Beide hierdie psalms is geskryf deur manne wat seker van die bekendstes in die Bybel in die Ou Testament is. Psalm 23, die psalm van Dawid, baie bekend aan ons almal, en dan psalm 91, alhoewel daar nie staan dis van Moses nie, en 'n mens wel gaan kyk na die vorige psalm, psalm 90, dan staan dit is 'n psalm van Moses. En dan hierdie psalm word baie in dieselfde trant geskryf, so Moses en Dawid, die twee groot geloofsmanne van die Ou Testament wat psalms skrywe. En beide van hulle was eintlik skaapwagters op 'n stadium. Nadat Moses uit Egipte uit is, nadat hy die Egiptenaar doodgeslaan is, gaan hy in die wildernis in en hy gaan en ontmoet sy skoonpa daar, waar hy dan ook skape deur die dag oppas, waar hy dan later ook met God die ontmoeting het daar by die brandende bos. So hy en Dawid, beide manne wat ken van skape oppas en om oor 'n klomp skape te sien wat onder hulle toesig is. En soos Dawid hierdie skape lei en hy praat van hierdie goeie herder en dan trek hy dit deur na die Here is my herder. En ook so Moses wat in Psalm 91 eintlik kan ons so baie van die reis deur die wildernis sien, die tyd uit Egipte na die beloofde land toe, waar hy dan eintlik God se skape, die mense, lei na hulle beloofde land toe. En dit is net so wonderlik hoe hierdie twee in mekaar inpas. Beide herinner ons dat as jy die Here jou herder maak, jou toevlug, jou veilige plek maak, dan het jy niks om te vrees nie. Dawid wat ook skryf, al gaan ek deur 'n dal van doodskade wees, sal ek nie vrees nie. En Moses wat dit vanoggend in sy woorde, hierdie twee is honderde jare uitmekaar uit wat hulle skrywe, maar tog is die kern van die boodskap dieselfde. God is ons veilige toevlug. As ons in sy skaduwee ons tuiste maak, dan sal ons altyd veilig wees. En ek onthou terens ook so my baie keer gebel het, of 'n paar keer gebel het, so ruk terug, en dan sê vir my, Frits, asseblief, jy moet kom, ek wil met jou gesels. En dan het ons daar in die kamer gaan sit, en hy het sy hart uitgestort en vir my gesê, wat hy glo, en wat is hierdie dinge waarmee hy so, en dan was hy so, die een ding wat vir hom baie belangrik is, hy wil nooit die Here teleurgestel het nie. Hy wil alles so perfek gedoen het, en vir die kere die dinge wat hy verkeerd gedoen het, teenoor mense en die familie dalk daar in die huis, dan sê net, joh, ek weet die Here sal my vergewe, maar Frits, jy moet vir hulle sê, hulle moet onthou, dit is nie ek wat nie, want op 'n stadium was hy baie die mekaar gewees, ons almal weet, dit was nie die Terens wat ons geken het nie, het hy dinge gesê, het hy dinge gedoen, maar ons sal hom nie onthou vir daai tyd ons sal hom onthou vir die goeie Terens, die man wat God so lief gehad het, die man wat in die Here se skaduwee kom skuilings soek het, en wat die hele tyd net wil gehad het, lees vir my, verduidelik vir my hierdie skrifgedeelte, dit praat met hom, en hy wil net meer en meer en meer, hy was soos 'n spons wat net wou opsuig, en hoe meer hy van God kon inkry, hoe beter was dit vir Terens, en daarom is dit so, wat 'n mens so lekker, wanneer 'n mens 'n roudiens kan doen, met daai wete, ek kan verseker vanoggend sê, ek weet waar Terens Reder is, want ek weet hoe lief hy die Here gehad het, en daarin vind ons ook rus vanoggend. Die Here was ook sy herder gewees. In Psalm 91, dit praat vir ons oor hoe hierdie Israeliete ook deur die woestyn gegaan het. Plekke vol pes en gevare en lokvalle en oorlog. En so is ons lewe hier op aarde ook. Ons wat ook van hierdie tydelike na die ewige oorgaan. En soos Moses die Israeliete deurgelei het van Egipte, van die plek van slawerny af na die beloofde land, so is elkeen van ons wat vanoggend hier sit ook op 'n reis. Ons is ook, soos wat Hebreë sê, Jesus is ons beter Moses. Jesus is die een wat soos Moses ons deurlei. Ons is in hierdie Paasnaweek, word ons weer daaraan herinner, dat ons
woning is nie op hierdie aarde. Ons is nie bestem om op hierdie aarde agter te bly nie. Hierdie aarde is vol van hierdie pes en gevare en siektes en al hierdie dinge wat met mense gebeur. En dat soos wat Moses die Israeliete in hulle beloofde land ingelei het, so lei die Here elkeen van ons wat sy naam aanroep ook na ons beloofde land, na ons hemelse tuiste. En so het hy ook vir Terrence deur hierdie siektes gelei en al hierdie dinge wat hy moes deurgaan in hierdie laaste tyd. Dit was hierdie laaste deel van sy lewe was nie 'n maklike tyd nie. As ons nou so gekyk het na die gesonde, fris man wat hy was op 'n stadium en waar ons hom onthou op hierdie laaste stukkie, was dit moeilik. En die Here het gesê, hou vas, want ek het die dood oorwin. Julle gaan op hierdie aarde dit moeilik hê. Hierdie dinge gaan gebeur, hierdie goed is vir ons almal deel van ons lewens, of dit 'n siekte is waarmee jy worstel, of dit 'n finansiële ding is, of dit 'n huwelik is waarmee jy sukkel, wat ook al, dit is deel van die pakket van ons aardse tuiste. Ons kan dit nie vryspring nie, want sonde is nog in hierdie wêreld. Alhoewel Jesus die graf oorwin het, is die sonde van die wêreld, die vervloeking daarvan, nog steeds deel van hierdie aarde. En daarom is God se wil hê ons moet ons oë vestig op die lewe hierna, daar waar Terrence homself nou bevind, en waarin ons glo elkeen wat die Here Jesus aanvaar as verlosser en saligmaker, ons is ook op pad daarheen, en ons sal mekaar weer sien. Dit is 'n sekerheid. Ons onthou vir Moses en Elia wat vir Jesus Christus en die 3 disippels daar op die berg van verheerliking ontmoet het, waar God het vir ons baie keer so bietjie wys. Moses en Elia wat honderde en selfs duisende jare terug al oorlede is daar op die berg. So hulle lewe nog steeds. Hulle het die wonderlike voorreg om af te kom om Jesus Christus en die 3 disippels daar op die berg te ontmoet. Waardeur die Here met ons praat en vir ons sê, as jy glo, sal jy jou geliefdes weer sien. En hulle is reeds in die paradys. Soos wat daai sondaar in Jesus se regterhand ook gesê het, dink aan my as jy vandag in die paradys is. En Jesus sê vir hom, ek verseker jou vandag sal jy saam met my daar wees. So daar is nie, soos wat ander gelowe wil sê, 'n dode, 'n tyd van waar jy in 'n graf is of in 'n donker plek of iets nie. Nee, jy is onmiddellik wanneer jy jou aardse lewe tot 'n einde kom, gaan jy reeds oor na die ewigheid toe. Dink aan Stefanus wat gestenig word. Hy sê ek sien al reeds my Skepper aan die regterhand van die Vader sien. Daar is nie 'n donker tyd nie. En ons glo in daai oomblikke waar Terrence se lewe hier op aarde tot einde gekom het, daar was Jesus Christus self om hom deur te neem na sy ewige tuiste toe. So wat Moses ook vanoggend vir ons sê, is hierdie swaar is daarso. Hierdie adders is daar, hierdie oorlog is daar, maar midde in hierdie swaar kry is God saam met ons. Al val daar 10.000 langs my, vir jy sal jy regop staan. Al gaan jy deur daai vuurwind of in daai vuurwind in, is die Here saam met jou, soos met Daniël se vriende. In Jesaja sê dit vir ons, al gaan jy deur daai vloedwaters, dit sal jy nie neersleer nie. Al is jy in die vuurwind, jy gaan nie eens ruik na rook nie. Dit is die God wat ons ontdek. Dit is die een wat Terrence ook aan vasgehou het, hierdie God van hom. En daarom weet ons, so swaar as wat dit was, om hom so te sien swaar kry, want baie mense sê partykeer, hoekom laat God dit toe? Hoekom hierdie lang siektetydperk? Ons weet nie. God is soewerein, hy hoef hom aan niemand te verduidelik nie. Ons weet net, elke tree van daai moeilike pad was die Here saam met hom gewees. En het Terrence sy hulp van die Here afgekry. In daai dal van doodskaduwee was die Here saam met hom. En hy sit nou by daai feesmaal aan, en sy teestanders sal toekyk hoe hy eendag daarso sit. En dit is die blye versekering wat ons elkeen het. In vers 14 van Psalm 91, dan kom God aan die woord. En dan sê hy sulke mooi woorde wat elkeen van ons vanoggend mooi moet na luister. So as jy God liefhet, omdat hy my liefhet, mens kan amper sê, omdat Terrence my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Wat 'n wonderlike vertroostende woorde om te hoor van God self,
wat dit vir hom gesê het, wat ons weet, hierdie was een van daai psalms, Terrence, as ons nou die Engelse woord kan sê, go-to psalms. En ek onthou hy een oggend met my ook hieroor gepraat, en dan was hy baie lief vir Romeine, wat Romeine is juis oor die ou gedeelte, die wet, en dan die nuwe, die lewe nou, die vryheid wat ons het in Jesus Christus. En dat daar geen veroordeling is vir die wat in Jesus Christus glo nie. So elke sonde wat hy gedoen het, elke verkeerd in sy lewe, want ons weet ook Terrence het ook 'n deel van sy lewe wat as hy vir my ook al baie gesê het, Frits, ek kan nie daai deel kon uitvee. Maar daai deel het juis hom gevorm en hom lesse laat leer en selfs ten goeie laat meewerk. Ons gaan nou hoor van 'n getuienis van iemand wat gaan huldeblyk bring, waar Terrence gaan help het mense wat in verslawings betrokke was en hoe hy hulle gehelp het. Dat uit daai stuk seer en hartseer het daar iets moois gekom, want God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet en volgens sy naam geroep is. So, ons wil baie keer terugkyk en vingers wys as mense en sê, daai tyd toe hy dit gedoen het en daai tyd toe hy so gelewe het, nee. Met God is dit anders. Daai oomblik as jy tot bekering kom of daai radikale omkeer in jou lewe het, dan is jy 'n nuwe mens. En dan kan die mense maar wys na die ou, maar jy is daai mens wat jy nou is in Jesus Christus. En hoe wonderlik dat dit nie net daar bly, ek het daai dinge gedoen nie, maar dat hy dit omgedraai het en hierdie wonderlike lewe gaan verder leef het en mense gehelp het juis wat met daai dinge geworstel het. En dit is ook 'n groot stuk getuienis van Terrence se lewe, dat dit nie vir hom oor gegaan het nie. Ek onthou met the workers there. He was always worried about his workers and is everything all right there. En sy familie, en dan vra hy, Frits, jy moet asseblief mooi na hulle kyk, en jy moet seker maak hulle is all right in al die klas van goed. En ek gesê, Terrence, ons sal seker maak hulle is all right. En ek weet die Here is saam met hulle, so hulle is in veilige hande. Want dit was Terrence se hart, dit was nooit eintlik oor Terrence nie, dit was altyd oor ander mense gewees. Hoe kan ek help? Hoe kan ek hulle lewe vir hulle beter maak? En dat hy eerder op die agtergrond sou sit en anders te sien wen as hy self. Dan weet ons ook dat Hebreërs juis vir ons skryf oor hierdie geloofsname en dan hierso by hoofstuk 11 dan sê hy, omdat Abraham geglo het, het hy die vader van baie nasies geword, omdat daai persoon geglo het en dan alles is met iets moois gekoppel. En vanoggend kan ons ook sê, omdat Terrence geglo het, is daar baie mense wat vanoggend kan sê, dankie vir dit wat hy ook in my lewe gedoen het, en vir my beteken het, en my gehelp het met verslawings en al die goede. Maar nou weet ons ook dan net daarna praat dit, dat ons is in 'n wedloop in hierdie lewe. En Terrence het hierdie wedloop voltooi. En dit is soos ek altyd sê, dit is soos 'n Comrades marathon. Hier op die einde is dit swaar. Jy wil net uitklim en jy wil net hierdie wedloop klaar hê. Maar hy het daai wenstreep bereik. Daai medalje is vanoggend om sy nek gehang in hierdie laaste week. En ons weet dat sy hemelse Vader het hom ingewag met blye oop arms en te sê, welkom terug my kind. Nie veroordelend oor die verkeerd of die dinge wat dalk in sy lewe nie was soos wat hy dit graag sou wou gehad het nie, maar daai man wat hy was vandat hy Jesus Christus ontmoet het en daai liefde wat hy vir hom gehad het, die Here sien dit raak en hy staan nie veroordeel nie. Hy staan met 'n ring in sy hand en met 'n nuwe kleed om hom aan te trek en 'n vetgemaakte kal wat hy vir Terrence laat eet en saam met almal wat vir hom ingewag het daarso. En ons gaan ook eendag daar wees. So this morning, brothers and sisters, when we are confronted with the passing of a loved one, we are all come to that point where we must make a decision. Are we going to see Terrence one day in the life after this life? Live with him with eternity in heaven? Because it's not through good things that we go to heaven. It's through our belief in Jesus Christ. This weekend, or this whole weekend, is about the Passover, what Jesus came to do for us on the cross. He laid down his life. He took all that sins, all that bad things that all of us has done. Not only one or two people here, all of us has had a reason why Jesus had to hang on that cross. Not this one specific, but on a cross on Golgotha in Jerusalem.
So, did you accept Him as Lord and Savior yet? Are you sure you're gonna be with us and with Terence in the life after this life? Or do you still need to make right with God? Do you still need to accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Because there's no other way, no good works, no nothing can bring you into heaven. It's only through your faith in Jesus Christ and what He done for us. That's what Terence believed in, my Lord and my Savior. And he had such a passion for Jesus Christ. He just wanted to do everything 110% correct in his eyes. En hy wanted to confess en sê, Frits, ek sukkel met hierdie ding, en ek het alweer dit gedoen en daar, en sê ek, Terence, jy het dit bely teenoor jou vriende en voor die Here, so, jy's vry, daar is vir jou geen veroordeling nie, jy is so lief vir Romeine, gaan kyk wat sê Romeine 8, daarom vir die wat in Christus glo, is daar geen veroordeling nie, Terence is deur, nie met 'n lat wat God hom pakslaag gegee het, maar met oop arms, en met daai ring, en daai kleed om sy skouers, om te sê, welkom terug, en aangesit by daai feesmaal van Psalm 23. Ja, hy is deur daai dal van doodskade weer, maar die Here was daar saam met hom. Hy het hom heel aan die ander kant gebring, by waters waar daar rus en vrede is, en oorvloed is, en geen pyn of hartseer of bekommernis nie. En hy weet nou dat, hy hoef nie bekommerd te wees oor julle geliefdes wat agterbly nie, Sanet, Eugene, julle almal kinders, Hy weet wie is Jesus Christus, hy is daar in sy teenwoordigheid, en hy weet, Jesus Christus sal met julle elkeen wees, hy sal julle dra, wanneer vir julle voel, ek weet nie wat hoe môre op te staan nie, hy sal julle die krag hê, elkeen van julle, hou vas aan hom, en ek weet julle doen, en mag julle daai vertroosting ervaar, die vrede wat alle verstand te bowe gaan, mag dit oor julle kom, ook in hierdie tyd. En mag die Here julle help met al die dinge wat voor lê, al die reëlings, dit is besighede en dis dinge, maar ja, ek weet, treukie vir treukie sal die Here julle ook deurdra, ook deur hierdie dal van doodskade weer vir julle elkeen. En hartlik hierdie wedloop en maak sterk klaar, want daai eindstreep wag vir elkeen van ons wat hierso is vanoggend, en elke mens op hierdie aarde, maar vir ons is daai blye versekering dat ons weet waar eindig ons wedloop, is in ons Here se arms, wat vir ons daai mantel sal omtrek en vir ons in verwelkom in ons ewige tuiste. Mag julle berusting vind ook in dit. Ek sluit vir ons af. Here, ons dankie vir u woord en vir die vertroosting deur ook hierdie 2 psalms van hierdie 2 geloofsmanne wat ons vanoggend kon lees en oordink, Here. Of u so dankie sê, Here, dat ons weet dat ook in hierdie skadu van hierdie allerhoogste het Terence ook sy skuiling gevind. En selfs ook met daai pestes en siektes en dinge wat gekom het, Here, dat u hom van dit alles bewaar het. En selfs toe hy wel met hierdie siekte geworstel het hier op die einde, Here, was dit in daai dal van doodskade weer, was u ook daar saam met hom. En kan ons met groot stuk gerusheid in ons harte vanoggend net vir hom tot sien sê, en ons weet waar hy is waar ons almal na smag om by te wees, en Here, ons vra net, help ons elkeen wat agterbly om hierdie wedloop ook sterk klaar te maak, sodat ons ook eendag daar sal aansluit by hom, en al ons geliefdes wat voor ons heen gaan, en bo alles, Here Jesus, by u, wat vir ons ook die prys betaal het om dit moontlik te maak. Wil bid vir ons as gelowiges en vir elke mens op hierdie aarde, dat hierdie Paasfees ook ons net weer opnuut aan die harte sal raak, en dat ons net weer tot daardie dieper besef sal kom, dat ook ons het 'n aandeel gehad aan die kruisdood, Here, en dat ons so dankbaar is, dat u daardie pad ook namens ons elkeen gestap het. Here, en wees saam met die familie ook nou, in hierdie tyd, met al die reëlings, met al die dinge wat in plek gesit moet word, beskerm hulle en dra hulle en gee hulle die krag ook vir wanneer hulle voel, hulle sien nie kans om nog 'n tree verder alleen te gee nie. Maar dit soos daai een ry voetspore is waar jy hulle dan net dra en optel en op die skouers plaas. Dankie dat ons hulle ook na u toe kan bring vanoggend in die wete, Here, dat hulle weet dat u hulle redder en hulle krag en hulle sterkte is. Ons dank en prys u in Jesus naam. Amen. I'm going to read
die formulier, die begrafnisformulier. Daarna gaan ek vir Pieter vra om net vir ons reg te maak. So Pieter, as jy net vir ons sal regmaak ook vir die huldeblyk, maak reeds net eers vir ons die begrafnisformulier. Terrens Reder is deur die dood van ons al weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is groot verlies en dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart. Hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterwe ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Baie dankie. I'm going to call forward Peter to say something on behalf of the Christian Christelijk afhankelijke dienste. Wat dependent, Peter, you can say the right name for the institution. Thank you very much. Ons was altyd die Christelike afhankelijkheidsdienste. Christians for dependence. We had many ways of expressing it. Ek is baie jammer dat ek nou in Engels gaan praat. Ek kan Afrikaans praat, maar die gevoelens wat ek binnekant my het, is baie moeilik om in Afrikaans te sê. So ek gaan maar my huldeblyk aan in Engels sê. Ek het baie gewonder wat ek moet doen. Dat ek net so staan en praat van alles wat ons saam gedoen het en hoe ek dit en so aan. Maar ek is baie emosioneel en ek het gedink dit is baie beter as ek dit afskryf. En as ek dan terwyl ek myself is. So ek gaan dit lees en ek hoop dat die reg oordra. Ja, maar dat ek 'n bietjie tyd vat, kan ek relate. Terence was my best friend, and words cannot express how deeply I will miss his presence. For many years he battled illness, but witnessing his rapid decline this past year shattered my heart. I visited him weekly for as long as I could, a commitment I cherished through the decades. Yet this final year was especially painful, as I often sensed that he was no longer fully with me. We met 27 years ago at a CAD meeting in Newcastle. At the time, I was navigating an intensely difficult chapter of my life, and Terence became my rock. He offered unwavering support, always ready with wise, kind words to guide me over each new obstacle. I owe him more than I can ever repay. As our friendship grew, we shared day trips, laughter, and deep conversations that touched on both joy and vulnerability. While he helped me heal,
I hope our bond brought him solace too, as he confronted his own mental struggles. Terence had a rare gift for blending intellectual depth with warmth. Our discussions ranged from profound to playful, and his humour never failed to lift my spirits. Terence's legacy extends far beyond our friendship. As a founder of CAD in Newcastle, he touched hundreds of lives with his selflessness. He always made time for others, listening with patience and compassion. Though his passing still feels unreal, I find comfort knowing his suffering has ended and he rests peacefully with the Lord. Goodbye, my dear friend. Your wisdom, kindness, and laughter remain etched in my heart until we meet again on the other side. Thank you. Thank you very much, Peter. Much appreciated. Very kind words. I'm glad you stick with the English and I can stick with the Afrikaans. Together we make a great team. Ek gaan vra Eugene dat jy na vore kom om vir ons die bedankings te kom behartig. Baie dankie. Môre almal, almal wat hier is en almal wat ingeskakel is vanoggend op Facebook en op die YouTube links. Heel eers wil ek net dankie sê aan ons Hemelse Vader. Ek dink soos julle nou gehoor het is dat my pa was regtig lief vir die Here. En sonder hom kon ons dit nie gedoen het nie. Ja, hy het my in 'n Christelike huis groot gemaak en my nie net vertel van die Here nie, maar het my gewys van die Here, van daai liefde en omgee. So ja, ek sal dit ewig dankbaar wees vir die Here vir dit. Dan wil ons ook net dankie sê vir die familie en vriende, vir al die boodskappe, oproepe, die besoeke, die gebede, die blomme en nog meer. Ons waardeer dit regtig opreg as familie. Dus mens besef nie altyd hoe geliefd iemand was, totdat so iets gebeur nie. Dan sien 'n mens die in almal se mooi woorde en alles wat kom. Dankie, julle almal se liefde en ondersteuning beteken ontsettend baie vir ons as 'n familie. Net so 'n paar dingetjies. My pa was een van daai mense wat ook al hy aangepak het, het hy voluit hard en met oorgawe gedoen en sonder om te stop. As hy 'n taak aanpak, moet hy hom klaarmaak. En ja, dit is maar net 'n goeie voorbeeld vir ons almal. Sy hande het regtig vir niks verkeerd gestaan nie. Hy het regtig, as daar gewerk was, het hy saam met die manne gewerk. Alles, as daar iets fout is, het hy dit reg gemaak. Ja, dan is daar ook 'n stukkie, hy het soveel liefde en geduld gehad vir almal. Mense wat ons dalk baie keer geneig is om af te skryf, het hy regtig altyd daai ekstra bietjie geduld gehad vir hulle. En dan veral ou mense, kinders en diere was sy sagte plekkie gewees. Hy sou altyd tyd gemaak het, as hy iemand raak geloop het, waar hy gekom het by die oude huise waar ons werk, en goed, het hy altyd met die ou tannies en ooms gaan sit en gesels. En
soms in die dorp as mens loop saam met hom, partykeer tot my en Sanet was saam met hom baie was tot ons frustrasie toe, maar dan sal hy eers met daai mense elkeen met hy groet, eers 'n paar ordentlike woorde wissel en 'n ordentlike gesprek hou. Hy was nooit kort en dit is hele baie nag gehad hy nie, dit is nie hoe hy was nie. En hy het altyd 'n baie sagte oor gehad om te luister. Almal kon altyd aan toe kom met hulle probleme. En hy het baie by sy skouers gehad om te huil. Hy het ook 'n gawe gehad om raak te sien as hy iets fout was met jou. En hy het 'n manier gehad om dit jou uit te kry. Ekskuus. En oop te maak, laat jy met hom kan gesels. En dan was dit altyd toch soveel beter. En die raad wat hy gegee het, is nie die Here wat hom kon lei, want die raad was altyd so spot on geweest, as ek die Engels mag gebruik. Hy het met die Here se krag en genade en hulp myself uit 'n baie donker plek gekry en my net gehelp dat ek weer by die kerk uitkom en weer by die Here kom. En dit was een van sy groot doelwitte ook in die lewe, was om my weer net by die Here te kry, want ek was maar 'n bietjie van die pad af gewees op 'n tyd. En daarvoor sal ek die Hemelse Vader en my Pa nooit genoeg kan dankie sê nie. En dan, soos jy nou gepraat het oor die afhanklikhede en daai goed, het hy altyd die laaste paar jaar vir my en Sanet en vir die kinders en vir my ma gesê, die rook is nog vir hom 'n groot probleem gewees. En hy het gesê, al is dit vir 'n uur, gaan die Here hom help ophou rook. En hier sit ons 'n jaar, bietjie amper 'n jaar en 'n half later, wat hy nie gerook het nie. En dit is ook een van die groot dinge wat hy wou gehad het in sy lewe. Okay, dan wil ons net as familie graag die volgende mense en organisasies hartlik bedank. Magenta, wat bereid was om uit te kom vir die sertifisering, terwyl ander plekke, ja, ek sal nie verder praat nie, maar baie dankie vir julle. Afpop vir julle diens en bystand met al die reëlings en dokumentasies. Gert van Afpop het ons nogal spoedig altyd bygestaan met alles. As jy ietsie vra, dan is dit dadelik gedoen. Newcastle Gemeenskapskerk, baie dankie ook vir die gebruik van die gebou vandag. Ja, julle was van die dae van Pines af, was julle sy familie gewees, sy Christelike familie. Ek weet Dominee André so graag hier wou gewees het vandag, en julle twee het ook 'n baie lang pad saam gestap, en ek sê ook dankie vir Dominee André vandag. Dominee Fritz, dankie vir die boodskap vanoggend. Dit was so gepas en so, ja, van toepassing op hom as mens. Dankie ook vir al die bystand van die afsterwe af, die oomblik toe ons jy dat weet het, was jy daar. Al die gebede, die reëlings, die omgee. En dankie vir die vriende wat jy en jou gesin vir ons as familie ook is. Ons waardeer julle opreg. Ekskuus tog. Oom André Dirker, dankie dat oom vandag die DJ is vir ons. Ons waardeer dit baie. Tannie Jenny, baie dankie vir die baie mooi blomme. Dit lyk pragtig. Tannie Nita en haar span wat die verversing sorg, ons gaan dit nou lekker geniet, en baie dankie ook vir julle moeite. Dan die mense wat van ver af gekom het, sy gunsteling niggie, Tannie Lisette, oom Ossie, Auntie Dolores, oom Basti, dankie dat julle hier is, ons waardeer dit. En ieder van elk van julle wat van ver af gekom het, of tyd gevat het om vandag hier te wees. Dan kan ons ook nie aangaan sonder om die CAD te bedank nie. Dankie vir alles wat julle gedoen het vir hom, en beteken het vir hom. Julle was nog een van sy families, hy het so baie families gehad, hy was 'n baie geliefde mens. Onkel Pieter, ja, you were his best friend for many years. And as a son, I can only thank you for that. To see what a best friend should be. And yeah, thank you so much for that.
Then is Zero Tolerance family. Edward, Kosi, Sia, you guys, Tani, jy is deel van die ander familie. Jy is deel van baie families. You three guys, he was so proud of you, really. He always bragged about you and he said, no, this is the team that I work the longest with and the guys that stick with me the most. And he was really proud of you guys and he was always bragging about the quality of work that you guys deliver. So I ask you, keep his legacy alive by continuing to work the way that he taught us. And we all know how it is. Hoe sê waar sy water pas? Mam Sonto, baie dankie vir alles wat jy vir hom gedoen het. Jy het baie vir hom gedoen, ons weet, en hy was baie lief vir jou, Mam Sonto. Isak, Melanie, julle was omtrent 16 jaar sy ander kinders gewees. Dankie vir alles wat julle vir hom ook gedoen het, elke koffie, elke ding wat julle vir hom gedoen het, ons waardeer dit opreg, en weet net julle was sy ander kinders. Excuse. Dan my moeder, Esther, dankie vir my en pa, dat julle my, soms was dit moeilik, maar julle het my groot gemaak, en die goeie voorbeeld wat julle vir my was, en ek kon tot vandag toe net dankie sê daarvoor, en die Here het my geseën met 'n ma en 'n pa soos die. En dan, ek is amper klaar. Laaste maar beslis nie die minste nie, Sanet. Dankie dat jy die laaste klompie jare van my pa se lewe die vrou was wat die Bybel beskryf het. En jy het jou troubeloftes tot op die einde voluit nagekom. Daar's niemand wat iets kan sê teen jou nie. In die goeie en in die slegte tye. En baie dankie ook wat jy vir ons en my ma doen, vir my en my ma doen. Ons is nie bloedfamilie nie, maar ons is familie. En ek sê vir iedereen nou baie dankie en dankie vir ons hemelse Vader. André, ek gaan vra dat jy vir ons die lied regkry. Ons gaan nou vir julle geleentheid gee, ons gaan eers vir Sanet hulle vra, ons het blommetjies op blare hier voor, wat ons as net 'n laaste eerbetoon het oor die kussie gaan strooi. Ons gaan vra dat die naaste familie net eers kom, en dan daarna is julle almal welkom as julle 'n blaartjie wil strooi as ter nagedagtenis aan Terrence, en terwyl ons dit doen, gaan daar vir ons 'n videoetjie gespeel word. Baie dankie André. En so na dit sal ons die laaste slotlied en dan die seën uitspreek. Didn't know today would be your last, and I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk right through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight.
hide for in a world where heroes come and go. Well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Ek herinner julle net dat daar gaan verversings wees for the English speaking peoples. We the workers there, our brothers, there's going to be something to eat and drink in the hall next door afterwards. So you're all more than welcome, please, to join us. Ek vra as ons net kan ons plekkies inneem, dan gaan ons afsluit met die laaste lied en daarna sal ek vir ons die seën uitspreek en dan gaan ons almal deur beweeg na die kantsaaltjie toe waar ons lekker verder kan gesels en kuier. So kom ons staan en dan gaan ons afsluit met Juanita se Ons Koning Kom. Iets waarna ons almal uitsien en wat Terrence reeds beleef. Kom ons staan, dan sing ons saam. Hij wordt
it's a certainty. He's coming to fetch his children. And may you be ready for that wonderful day when we're going to see our Lord and Savior from face to face. In the meantime, receive his blessing and go and live in peace. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees wat julle as familie ook sal omvou in hierdie tyd en al sy geliefdes en vriende sal met julle almal wees. Amen. Baie dankie, julle kan deurbeweeg na die kansel, daar gaan ons verder die middag saam geniet. Van net help by die video. Okay, laat hoor.